Lekker, daar is hy werk. Dit is my voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees saam met u en die woord van die Here veral aan u te kan bedien. Dit is altyd 'n voorreg om die woord te bedien. Ek het iets gehoor, baie interessant. 'n Pastoor het een keer genoem, vir 'n ander pastoor, het hy gesê, dat hulle moet so bietjie die lof en aanbidding kort sny, dat hulle by die belangrikste deel van die diens kan uitkom. En die pastoor kyk vir ons, hy vra, wat is die belangrikste deel van die diens? Maar hy sê die woord, om verkondig te word. Toe sê, dis waar jy verkeerd is. Die belangrikste deel van die diens is die lof en die aanbidding. God het oorspronklik die mens geskape sonder sonde, om hom te loof en hom te prys en sy naam groot te maak. Dis die belangrikste deel van die diens, die lof en die aanbidding. Die woord het gekom na die mens gesondig het, is die mens uitgestuur om die evangelie aan die verlorenes te verkondig. En as die mens nie gesondig het nie, sou ons vandag nog in heerlikheid gewees het, God geloof en geprys het en tot in ewigheid geleef het. Maar as gevolg van die sondeval en die omstandighede, dis waaroor ek vanmôre met u wil praat in die woord van die Here, die offerande op Moria. Nou hierdie dominee Koos was een van die grootste geloofsdade wat ek vind in die woord van die Here. U mag miskien iets anders al raak gelees het en gesien het, maar hier is my een van die mooiste geloofsake in die woord van die Here. Hoofstuk 22 van Genesis. Hoofstuk 22 van Genesis. Ek wil net 2 versies vir u lees. Vers 1 en dan vers 14 wat my belangrike konnotasie hier het vir die diens en die woord wat verkondig word. Vers 1 van hoofstuk 22. Hy sê, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Wat 'n wonderlike uitspraak, hier is ek. Met ander woorde, hy sê, God, ek is reg, hier is ek. Ek sal doen wat u vra, u kan net spreek. Hoofstuk 4, vers 14 van hoofstuk 22. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Die Hebreëse woord Jehovah Jireh, die Here sal voorsien. Kom ons bid saam. Vader, dit is vir my 'n voorreg om vanmôre hierdie pragtige geloofswoord aan hierdie gemeente oor te dra. En dat ons van hier af sal leer om God te volg, nie deur dit wat ons sien nie, of aanskouing nie, maar dat ons hom sal volg deur geloof. In Jesus naam bid ek dit vanmôre en ek eer U daarvoor. Amen. Ek het iets gehoor wat plaasgevind het in 'n sekere skool. In 'n sekere klas het die kinders begin agterkom dat hulle broodjies raak weg. En die kossies wat hulle saambring skool toe raak weg uit hulle tasse uit. En hulle kon nie verstaan nie, die onderwyser het daarvan te hore gekom en hulle het begin ondersoek instel en uiteindelik het hulle die jong seun wat die oorsaak van dit was, het hulle uitgevang. En die een oggend tydens die klas roep die onderwyser die seun na vore terwyl almal daar teenwoordig is. Roep die seun na vore. Nou jy kon duidelik sien dat dit 'n maarseun is, dat hy honger het, dat hy nie kos skool toe kry nie. En dit was die rede waarom die ander kinders se kossies gevat het en broodjies geneem het en geëet het. En hy kyk vir hom, kom ons sê sy naam is Pietie. Hy sê, Pietie, jy weet, daar's 'n reël in hierdie klas, daar's 'n reël in hierdie skool, dat 'n persoon wat sulke dinge of enigiets anders te doen wat verkeerd is, gestraf sal word. Hy stap een kant toe en hy neem die lat, wat hy vir hom 6 van die bestes gaan gee.
En net voor die onderwyser dit doen, staan 'n ander seun in die klas op, en hy kom na vore, hy sê, jammer meneer, hy sê, maar hierdie jong seun, gaan nie hierdie houe kan vat nie, ek sal vir hom instaan. Ek sal die pad vat, wat hy toekom, en wat hy moet kry, ek sal dit vat. Nou ek lees iets baie mooi in hierdie gedeelte, van die woord van die Here, waar God by Abraham kom, en met hom praat, en vir hom 'n opdrag gee, sodat uiteindelik hy sy seun kan stuur vir die sonde van die wêreld. Want die bloed van bokke en stiere kon nie meer betaal nie. Dit was nie genoeg nie. Maak nie saak hoeveel galonne gestort is nie. Dit was nie genoeg nie. En dat hy uiteindelik sy eie seun kon stuur. Hoofstuk 22 vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Nou wat was hierdie dinge? Na hierdie dinge. Kom ek wys in die woord van die Here, wat was hierdie dinge? Dit was van hoofstuk 12 in Genesis af, waar Abraham geroep is, en hy kom in Kanaan, en sy trek na Egipte. God het 'n roeping op Abraham se lewe, en hy roep hom. Hy wil 'n pad met hom loop. Hy wil hê Abraham moet 'n pad met hom loop. 'n Pad van geloof met hom loop, sodat hy hom kan gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Na hierdie dinge, vanaf hoofstuk 12 van Genesis 12, en dan hoofstuk 13 van Genesis sê hy Abraham en Lot skei van mekaar. Nou elkeen van u weet, elkeen wat hier is, die verhaal van Abraham en Lot. Abraham was 'n man van geloof. Lot was 'n man van aanskouing. En hierdie twee manne het baie besit. En daar het 'n ding gekom onder ons hier, tussen Abraham se manne, en dan ook Lot se manne. En uiteindelik moes hulle van mekaar skei. En Abraham gee hom 'n keuse. Hy sê, kies die land wat jy wil hê. Kies wat jy wil hê. En toe Lot so kyk, toe sien hy die Jordaanstreek volop water, lyk pragtig, en hy kies deur aanskouing. En Abraham, die man van geloof, besluit, ek sal in die geloof, sal ek beweeg. Ek kyk toe ek op die pad kom hierna toe, regdeur van Benoni af, is daar sulke borde wat advertensies het. En die advertensiesielkunde is so ingestel, dat die mens wil graag hê wat hy sien. Dit lyk goed, dit lyk mooi. En daai sielkundige uitwerking in die mens, ek wil hê wat ek daar sien. Ek wil hê wat ek sien, aanskouing. En God leer vir ons iets anders hierso, dat ons soos Abraham sal wees, die man van geloof, en nie gaan op aanskouing nie, maar dat ons sal wandel deur die geloof in alle omstandighede van ons lewe. As ons nie het nie, God sal voorsien, soos op hierdie berg, God sal voorsien. Dominee Koos het vir my so 'n bietjie inleiding gegee rondom die pad wat hy geloop het die afgelope tyd. En teen dit alles het God voorsien. Mense, God voorsien altyd. Hy het nog nooit iemand alleen gelaat en nie gehelp nie. Dan hoofstuk 14. Abraham verlos Lot en Melchisedek. En hoofstuk 15. Verbond van God met Abraham, wat hy verbond met Abraham gesluit het, en hom geneem het as die man van geloof. En dan verder, hoofstuk 16, Hagar en Ismael. Hoofstuk 17, God verander die naam van Abraham en stel die belydenis in. Nou ek wil hê jy moet sien, die stappe wat God met Abraham hier deurgaan. Stelselmatig maak hy hom sterker en sterker en sterker in die geloof, tot hy hierso by hoofstuk 22 moet uitkom en sy enigste seun vir wie hy lief het, gaan offer op Moria. Dan ook, kyk jy na hoofstuk 18, Abraham tree op as voorbidder vir Sodom. Hy's 'n stap verder in die geloof, en nou kan hy intree vir ander. Die verwoesting van Sodom, vertrek van Lot, en hoofstuk 20, Abraham kom in Gerar,
En dan hoofstuk 21, geboorte van Isak, Abraham verdryf Hagar en Ismael. Ek wil vanmôre net hier ingooi en vir u sê, dit wat in die ooste op hierdie stadium gebeur, het begin in die tent van Abraham. Dit het begin tussen Ismael en Isak. En soveel so, dat hy vir die diensmeisie en vir Ismael moes wegstuur, dat daar vrede in die tent kan kom. En daai dinge het maar stelselmatig, het dit opgebou. En die grootste dinge, die tyd, eindtyd, horlosie, is die ooste, waarna ons hoef te kyk, en te weet dat die koms van die Here voor die deur is. Na hierdie dinge, nou die pragtige boodskap hier in vers 1 van hoofstuk 22, God sal jou en my nooit bo ons kragte versoek nie, of laat versoek nie, of toets nie bo ons kragte nie, maar hy weet, dat met elke toets sal ons kan slaag, en sal ons dit kan doen, die pad wat ons loop. Ek kan onthou toe ek tot bekering gekom het, dit was hierso in die begin 70's, voordat ek Weermag toe gegaan het, wat tot bekering gekom het, ons het van die beste, wonderlikste tye gehad. Dis waarom ek so hou van die idee wat julle baie keer het oor jeugkampe. Ons het jeugkampe gehad, ons het jeugbyeenkomste gehad, ons het jeugsaamtrekke gehad. En wat ek in die besonder gesien het, die woord wat uitgegaan het ingedring tot die jong mense, ingedring tot die harte van die jong mense. En daar was 'n situasie waar hulle na die altaar toe gehardloop het, die kruis was gepreek. Ons het weer 'n reformatie nodig van kruis. Ons het weer 'n reformatie nodig van die altaar, dat daar by die altaar neergekniel kan word, en die sondes bely word, en die saak met die Here reggemaak word. Dit was wonderlike tye. Ek sê altyd, en ek verlang baie kere na daai tye, maar ek wil vir jou sê, met wat God beloof in hierdie laaste tyd, met die herlewing wat los gaan breek, gaan magtiger wees, as wat in daai tyd gebeur het. Ek glo dit uit my hart uit. Jong mense gaan weer terugkom tot by die Here, en ander mense gaan weer terugkom tot by die Here, en hulle wat geleef het, gaan weer herleef. Na hierdie dinge, God versoek jou nooit, of laat jou nooit versoek, bo jou kragte nie. En Abraham antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer, op een van die berge, wat ek jy sal aanwys. Nou ek sien nêrens in hierdie hoofstuk, dat Abraham teengestribbel het nie, of dat hy gevra het, hoekom? Hy het nooit gevra hoekom nie. God se opdrag is soewerein. God se opdrag mag ons nooit bevraagteken nie. En Abraham het dit nie gedoen nie, en het hom gereed gemaak. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan, en na die plek gegaan, wat God hom aangewys het. En op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op, en sien die plek van ver af. God openbaar die plek, waar hy sy seun moet gaan offer, waar hy sy seun moet slag. Maar tot weer eens sê, u moet die geloof hierin sien. Abraham het nooit God se opdrag bevraagteken nie. Hoekom? Want God het aan hom 'n belofte gegee, dat sy nageslag soos die sand van die see sal wees. Kyk na die sterre, Abraham, kan jy dit tel nie? Jy kan hulle nie tel nie. So sal jou nageslag wees. En hy het geweet, dat vir God om sy belofte, hierdie belofte na te kom, al moet hy sy seun slag, gaan God hom uit die dood uit moet opwek, en hom laat terugkom, om sy belofte waar te laat kom. Prys die naam van die Here. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier, met die esel, en ek en die seun wil daarheen gaan, om te aanbid, en dan na julle terugkeer. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun Isak gesit. God het 'n boom laat groei. Hy het reën op daardie boom laat val, dat hy kan groei. Hy het sonskyn vir daardie boom gegee, dat hy kan groei. Daardie boom, waar die kruis uitgemaak sou word, op die rug van sy seun, Jesus Christus, wat hy sal stuur.
Ek is bewus van die teenwoordigheid van die Here vanmôre in hierdie plek dat hy met mense praat. En die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan verder geloop. Toe spreek Isak met sy vader, hy begin onraad te merk. Hy spreek met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur, en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Dis 'n praktiese vraag. Wat is sy pa besig om te doen? Maar sy pa is alleen besig om God se opdrag uit te voer. En almal weet dit nie, hy weet dit ook nie. En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan verder saamgegaan. Dan wil ek gaan hierso na vers 13 en 14. En toe Abraham sy oë opslaan, hy het sy hand geneem, en hy het die dolk geneem, en hy het gekom om hom te slag. Die eerste, hier in vers 1 van Hoofstuk 22, toe roep God na Abraham, hy roep hom een keer, hy sê Abraham. Hierso in hierdie gedeelte, toe hy neerkom met die dolk, die geloof was so goed, die geloof was so groot, toe hy neerkom met die dolk, toe moes die engel 2 keer roep, Abraham, Abraham, want Abraham was gedetermineerd om sy seun te slag, en Abraham stop, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. En God het vir Abraham dit as seën toegeëien, dat hy bereid was om sy seun te slag. En die Bybel sê vir my baie duidelik, u kan dit lees, u het dit al gelees. Hy sê, dit is so asof Abraham Isak uit die dood terug ontvang het. Maar God het gesien, dat Abraham dit sal doen. En hy, in God se oë, het hy dit gedoen. Die Bybel leer vir my, dat lank hierna, toe stuur God sy seun, sy enigste seun wie hy lief het. Isak het ook 'n broer gehad. Abraham het ook nog 'n seun gehad, maar Ismael was nie die perfekte offer nie, vir hierdie geval nie, maar Isak alleen. Net so met God, was daar geen ander persoon wat die prys kon betaal, naamlik Jesus Christus nie. En hy stuur vir Jesus na die aarde, en hy word vlees, en kom woon onder die mens. Die Bybel leer vir my, hy het net goed gedoen. Hy het siekes gesond gemaak, hy het dooies opgewek, hy het krepeles laat loop, hy het blindes laat sien, en dowes laat hoor, en het al die mooie dinge gedoen, en die mens was nog ontevrede oor dit wat hy gedoen het, en die omstandighede wat in hulle deurgegaan het, en hulle het dit waardeer nie, en uiteindelik kom die kruisdood, waar Jesus die kruis op hom geneem het. Daar's 'n liedjie wat ons jare gesing het. Jare gelede in die ou Jerusalem, was daar 'n man, die man met die purper kleed. Daai liedjie sê, en Jesus het sy kruis tot op Golgotha gedra. Hy het nie sy kruis tot op Golgotha gedra nie. Hy het nie. En want hy was te moeg, hy was te seer, deur alles die omstandighede waardeur hy gegaan het. En op Golgotha, toe sterf hy aan die kruis van Golgotha vir jou en vir my sonde. Die boodskap van Abraham hier, die offerande op Moria, is 'n inleiding op die evangelie wat reeds aan Abraham verkondig is. Gaan gee jou seun, offer jou seun, dat ek my seun kan stuur en my seun kan gee vir die sondes en ongeregtigheid van die wêreld. En dit is presies wat toe daar gebeur het, en Jesus sterf aan die kruis. Bybel leer vir my, hy het sy lewe, hy het sy gees aan sy Vader oorgegee. Nou hy het dit met 'n doel gedoen, want hy het geweet na 3 dae sal hy terug ontvang met nuwe lewe, en met 'n nuwe liggaam sal hy terug ontvang. En dis ook presies wat gebeur het. En die Here het 'n wonderlike boodskap vir elkeen van ons hierin.
Die offerande op Moria en dan die offerande op Golgotha, waar Jesus vir ons sondes gesterf het. Dit was die perfekte offer, mees perfekste offer wat ooit gebring is. En ons kan net Jesus dank daarvoor. En ook in hierdie geval dat Abraham gewillig was en gehoorsaam was. En deur dit kon God sy seun Jesus Christus stuur. Kyk net na die konnotasie van hierdie twee gedeeltes. Ou Testamenties, Nuwe Testament. Jesus is gebore reeds in die Ou Testament, maar hy het gekom nie om die wet te verbreek nie, maar om die wet te vervul. En hy vervul die wet deur die dood aan die kruis van Golgotha vir elkeen wat glo. En dit is waarom ons van hierdie kansels af, waarom ons die woord van die Here verkondig reg deur die land. En die Bybel sê vir my, die laaste teken net voor die koms van die Here sal wees, die verkondiging van die evangelie. En ek het nog nooit gesien soveel dat die evangelie verkondig word aan die ganse mensdom reg oor die wêreld soos vandag nie. Nog nooit nie. Sosiale media maak dit makliker vir ons en ons kan dit gebruik tot ons voordeel en tot die voordeel van die koninkryk van God. Prys die Here. Is dit nie wonderlik nie? En elke dag, waar jy beweeg, waar jy bly, waar jy werk, kan ons die woord van die Here uitdra en die evangelie van die Here uitdra. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie oggend wat u woord kon uitgaan. Baie dankie vir hierdie oggend waar ons in die teenwoordigheid kan staan, dat ons in hierdie oomblikke onder u woord is en kan sê dat die Here goed is. En dit wat in sy woord staan, is die waarheid. En deur dit alles, maak nie saak watter omstandighede ek deurgaan nie, watter omstandighede u deurgaan nie, wat hier voor my sit, maar Jesus voorsien. God sal voorsien. En dit ken ek, dit weet ek, dit het ek geleer, die pad wat ek geloop het, God voorsien altyd. Baie dankie Here vir dit alles, en u word verheerlik in Jesus naam. Net voordat ek gaan sit, ek het vir 'n hele tydjie, het ek vir iets spesifieks gebid. 'n saak wat swaar op my hart gelê het. En ek het ook nou weer eens geleer in hierdie geleentheid, dat God stel nooit teleur nie, en hy voorsien. Maar weet jy wat is die belangrikheid van die hele saak? Is om deur te druk, en God te soek en om vas te gryp en sê, Here, ek sal u nie los, tensy u my seën nie. Ek sal u nie los, tensy u voorsien in my lewe nie. Bid, en jy sal ontvang. Klop, en vir jou sal oopgemaak word. As daar nie oopgemaak word die eerste keer nie, hou aan klop. Hou aan klop. Hou aan. Maar gaan deur, druk deur in Here voorsien. En dit het my so wonderlik voorsien. Toe ek Vrydagmiddag huis toe gaan, toe sê ek, Here, ek het dit nie gesien kom nie. Here, ek het dit nie verwag nie. Baie dankie, jy het my gebed verhoor. En ek wil vir elkeen van u wat hier sit, elkeen van u wat hier is, God is die voorsiener van gebede, moet nie ophou en God wantrou en God bevraagteken nie. Hy weet presies wat hy doen, wat hy wil doen. En een van die grootste probleme wat ek nog altyd in my lewe gehad het, is die tydsberekening van God. En hier het ek het gesien met die offerande op Moria. Abraham het gekom met daai dolk. Ek meen, hy kon, voordat Abraham hy dolk geneem het, kon hy gesê het, Abraham. Maar hy kom, toe hy hom bring, so op die laaste oomblik, toe sê Abraham, dit wonderlik, daai tydsberekening van God, hy is altyd op tyd, maak nie saak wat die omstandighede deurgaan nie. Bemoedig julle as gemeente, ek bemoedig julle vanmôre, hou vas aan die Here. Baie dankie, die Here seën.